21 Mei, is die middag, ek sit hier so op die stoepiekie hier onder die dak hier by die braai, en ek kry koud. Henry is nou net hier uit, hy sê hy kry nie koud nie, maar ek kry koud. In elk geval, welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Ek het so 'n ander tipe koffie gekoop by Jumbo Brands. Ek het vir Henry hulle gery en gaan suurlemoen sap kry. En toe koop ek nou net een van hierdie pakke cappuccino goeders daarso. Is nie baie duur nie. Is R100 vir 'n kilo. Toe koop ek dit nou, want ek het uit koffie uitgehardloop. Maar hy kort iets. Dit is soos lightly salted caramel koffie. Maar hy kort beslis iets hoor. Hy is nie so eenvoudig, soos wat die Duitsers sê. So, miskien gaan ek 'n ander koffiekie koop. Miskien het 'n klein botteltjie of iets en dan het net inmeng saam met hierdie ene. Dan wie weet, miskien smaak hy baie beter hier, hè. Ek het nie 'n idee wie vanmiddag gaan opkom nie en ek neem aan sekere mense sal later Koffie met Brood kyk. Dis okay. Dis julle alright. Ons moet by die plek kom waar ons meer mense kry om ons te ondersteun, mense, en ek sê dit baie, die vet weet, as ons nou kyk wat in die buiteland gebeur nie. Ek het nie 'n cooking clue wat in daardie vergadering gaan plaasvind nou in Amerika nie. Ek weet nie of hulle nou al in die vergadering is nie, en ek weet nie of Donald Trump het gaan live doen nie. Ek gaan maar die YouTube dophou en kyk of dit opkom. Maar al wat ek kan sê is dat 'n klomp goed gaan beskryf word. Een van die goeters wat ek gisterand ge-exit of getweet het of getwitter het, lyk my het toe by Senator Cruz uitgekom. Want hy het dit genoem. En ek het al hierdie goed genoem op Twitter gisterand. So kom ons kyk of enige van hulle respond, jy weet. As julle op X is, my Twitter handle daarso of my X handle is Lion Prophet, @LionProphet, as jy my wil volg op Twitter. Ek gaan nie baie op nie, ek gaan net elke nou en dan om iets te sê, jy weet. Maar nou ja, maar die ding wat my vang met hierdie Suid-Afrikaanse storie, en mense, Steenhuisen, nee, werk 100% vir die ANC. Moenie 'n fout maak nie. Die DA en die ANC werk 100% saam. Daar's nie eens twee stories nie. En dit is baie duidelik wie is die elite van Suid-Afrika. As jy gaan kyk na die groep wat die groep wat die delegasie vorm van die Suid-Afrikaanse kontingent, dan sien jy vir Johan Rupert daarso. Nou, ons weet al vir jare, Johan Rupert is die CEO van Suid-Afrika Koöperasie. Suid-Afrika is nie meer 'n soewereine land nie. Johan Rupert is die CEO. Ons weet dit al vir baie lank. Maar kyk wie is saam met hom. Ernie Els, Johan Goosen, Retief Goosen. 2 professionele golfspelers. So jy het Steenhuisen, 2 professionele golfspelers, Ernie Els en Retief Goosen, en jy het Johan Rupert daar, so 4 wit ouens, deel van 'n 8-man delegasie waarvan die ander 4 swart is. 4 swart, 4 wit, en hierdie 4 wites gaan natuurlik sê, nee, daar's nie moorde in Suid-Afrika nie. Verstaan julle die verskil tussen die boer en die Afrikaner? Ernie Els en Retief Goosen. Hierdie 2 mans, geen of hulle kan goed golf speel nie, is al wat hulle kan doen. Hulle is verraaiers van die Suid-Afrikaanse volk. En Johan Rupert natuurlik. Verraaiers. En ek sê dit soos dit is, man, nou Christo. Ek is nie bang om dit te sê soos wat dit is nie. Wat soek Ernie Els en Retief Goosen en Johan Rupert by Donald Trump, deel van die delegasie wat saam met Ramaphosa gaan praat? Die flippin leenaars. Ek sê nee, ek raak heel opgewonde oor die goed hoor. Maar kom ons kyk wat daar uitkom. Ek hoop Trump gee hulle flippin bloedneus. Dis wat ek hoop. Nee? Ons vat hierdie ander ousie, kom ons sê maar ousie, want ek wil die M-woord gebruik. Fumzile. Sê hulle moet meer media documentaries maak, media uitsendings maak
oor die feit dat daar nie boeremoorde is nie, dat daar nie witmoord is in Suid-Afrika nie. Hulle moet meer sulke goeders maak, sodat hulle die media kan bombardeer daarmee, om die teenoordeel te wys, né? Christo sê, Fox News saai die vergadering 5:30 uit. Goed, dit kan interessant wees, maar ek dink daar sal vergaderings agter die skerms ook plaasvind, né? Hoe kan ek Fox kry? Net op YouTube? Nee, of hoe kan 'n ou Fox kry? Is dit op DStv? Is Fox nuus op DStv? Ek sal graag wil weet. En natuurlik het die EFF nou aangegaan en gesê, wie weet, as julle enige stuk oop grond sien, gaan vat dit. Die soldate van Gauteng, die soldate van Mpumalanga, die soldate van hierdie area en daai area, Vosloos Rus, gaan neem sommer net die grond oor, soos wat julle lus kry. Dis die EFF. Hoe lank gaan ons hierdie poef hanteer? Hoe lank gaan ons hierdie gemors hanteer? Totdat boere weer sake in eie hande neem. Hoe lank nog? Hoe lank nog? 'n Polisieoffisier het bevestig, né? 'n Polisieoffisier het bevestig dat die polisie ook deel is van plaasaanvalle. Goeiemôre, broederryks. Ek sal daai link volg, kyk of ek, dit is op YouTube, ja. Ek sal daai skakel volg en kyk of ek dit kan kry. Hulle bevestig, hulle is ook deel van die plaasaanvalle. Ons sien plekke soos Dullstroom ook nou weer in chaos gedompel is. Totaal in chaos. Dankie. Ek wil net hierdie dinge 'n bietjie afdruk of opdruk of wat ook al, maar ek wil my omdruk nie. Want hierdie kommentaar maak my gesig toe. Ek sit hier buite in die koel wind. Wat het ek nog hierso van Suid-Afrika? Weet julle nie, ek sê hulle sê, ek wens ek kon net vir die mense wys dat daar net allerhande gemors in die wêreld aangaan en dat ons moet flippend begin saamstaan, man. Jy weet, ons moet regtig waar begin saamstaan. Goeiemiddag Mariaan. Ons moet regtig waar begin saamstaan. Die vet weet. Kyk nou wat nou gebeur hierson, hè. Ek gaan nou vir julle 'n klompie stukkies nuus gee. Donald Trump was vir 2 ure op die foon met Putin. Toe het hy vir Zelensky gebel, vir Ursula von der Leyen gebel, vir Meloni van Italië gebel, Macron van Frankryk, Merz van Duitsland en Stubb van Finland. Hy het hulle almal gebel en gesê, luister hierso, Putin is bereid om te gesels met Zelensky weer, en die Vatikaan is 'n goeie plek om hierdie vergadering te hou. Is dit nie fantasties nie? Hulle wys vir ons, hulle elite wêreldorde, duiwelse, demoniese gemeenskap, wys hulle vir ons, openbloot. En jy moet 'n oog hê om hierdie goed te kan sien. Die Vatikaan sal 'n goeie plek wees om hierdie vergadering te hou. Ja, Stamer van Britannia verklaar dat Britannia is nou weer terug op die wêreld stage. Hy is nou weer op die wêreldtoneel en Britannia kan nou weer goed voel en al die goed. Stamer is 'n gemorsmannetjie, 'n linkse liberaal pedofiel tipe. Dis wie hy is. Ek hoop ou Nigel Farage op sy Labour Party klap hulle in die volgende verkiesings. Ek hoop regtig so. My hand raak lam soos wat ek hierdie boek vashou. Mark Rubio sê Sirië is weke weg van 'n volskaalse siviele oorlog. Hoe ver is ons weg van 'n volskaalse siviele oorlog? As ons nie 'n regverdige oorlog loods nie en die ding doen wat die federale alliansie beloof om te doen nie, gaan ons by 'n siviele oorlog uitkom. Ek sien dit kom. Ek sien dit kom. Daar's nie eens 2 stories nie, man. Ou Trumpie praat nou ook weer oor the Golden Dome om die FSA te verdedig van aggressors. Nou China sê vir Trump, hy moet asseblief net wag met daai Golden Dome van hom, ou Werner. Hy moet net eers wag met daai Golden Dome, want China is nou besig om 'n vliegtuig te bou. Hulle noem dit 'n mothership of drones. Dis 'n massiewe vliegtuig waar hulle uit hulle hommeltuie kan laat afvuur, hommeltuie. So jy vat die hommeltuie ver met 'n vliegtuig en dan laat jy hulle eers uitgaan.
Onbemande hommeltuie, met ander woorde, hulle kan bomme wees, kan enigiets wees. Mense, dit is ergere, dit is 'n ergere tipe ding as die bomaanval in die Tweede Wêreldoorlog. Né? So Amerika hou vas met julle Golden Dome, want ons nou eers ons vliegtuigie klaar bou, sodat ons vir julle kan kom bom wanneer ons lus kry. En hier is 'n ander ding, en China staan by Denemarke oor Groenland. En vir julle wat weet waaroor Denemarke en Groenland en al hierdie goed gaan, van nou Trumpie wat dit wil mos nou oorneem. Maar China staan by Denemarke oor Groenland. Ek sê vir julle, ek kry nou al koud. Dis nou Mei maand. Hierdie gaan ek kwaai. O, Heina, wat sê jy? Jy was lanklaas op, o, Heina. Ek weet jy kyk so elke nou en dan, hoe gaan dit? Ek sê vir julle, ek kry nou al koud, nee. En ek dink hierdie gaan die koudste winter wees, soos wat het geprofeteer was. Ek dink regtig so. Pfizer, waar het ek Pfizer neer? Pfizer teken 'n 6 biljoen ooreenkoms met China. 6 biljoen ooreenkoms met China om meds te maak, hulle noem dit mos drugs, om medisyne te maak teen kanker in die longe en in ander dele van jou liggaam. Is daar enige manier hoe ek enige pil, enige medikasie van Pfizer gaan vertrou? En is daar enige manier hoe ons enige van hierdie groot farmaseutiese maatskappye gaan toelaat met hulle medisyne in Suid-Afrika wanneer die tyd kom? Wie van julle het so 150.000 rand om te belê? Ons is nou besig om 'n produk te ontwikkel wat brandwonde kan absoluut vinniger laat herstel. Ons is regtig besig met goed. Ons is besig met goed. Rusland maak Amnesty Internasionaal. Julle ken Amnesty Internasionaal. Hulle maak daardie groep onwettig in Rusland. Hulle sê hierdie ouens is nie eenvoudig nie. Hulle is onderduimskurke, hulle traffic in mense en al hierdie goed. Amnesty Internasionaal is nou onwettig in Rusland. Trump het 'n interessante ding op Truth Social geplaas. Alle paaie lei na Obama, waar hy sit saam met Obama. Hy sit saam met Obama in die Withuis. En daar is 'n opskrif op hierdie foto. Alle paaie lei na Obama. En onderop die foto het hy, is dit dalk tyd vir die militêre tribunale om terug te kom? Wat gaan aan in Amerika? Wat se goeters gaan aan agter die skerms waarvan ons nie weet nie? Ek wil so graag weet. Ek brand van 'n skierigheid. Ek beloof julle, ek brand van 'n skierigheid. Ek wil graag weet wat daar aangaan, né? En eendag as dit Vader se wil is en ons is bo op hierdie hoop, hierdie mishoop, dan sal ons dalk by waarhede kan uitkom. Ek het nog 'n ander video gekyk, mense weet nie meer wat om te glo nie. Jenny het dit geplaas op Telegram, is 'n video oor Manhattan, van 'n massiewe stad, wat onder Manhattan is in Amerika. 'n Stad wat gebou is, baie jare gelede. Dit lyk soos 'n normale stad, maar hulle vertel die verhaal van 7 families wat van die ander kontinente afgekom het. En wat die 7 kontinente van die wêreld oorgeneem het, per familie. En hulle praat van Antarktika, wat net 'n ysmuur is reg rondom ons wêreld. En dat daar ander kontinente is aan die ander kant van die ysmuur. Julle ken die plat aarde teorie. Maar is dit dalk nie plat aarde nie? Wat is die kanse dat dit wel 'n aardbol is, maar net baie groter as wat ons gedink het? En dat ons lewe in 'n totaal en alle leuen, behalwe vir die kruisiging. Die kruisiging is die enigste waarheid wat bestaan. Hoe weet ons dit? Ons weet dit deur die Heilige Gees. Sy Gees getuig met ons gees dat die kruisiging plaasgevind het. Maar wat van al die ander goed? Wat van al die ander goed? Ons sien nou dat hierdie P. Diddy gemors, dat het gegaan het tot by die Withuis in Obama se tyd.
Hoe groot is hierdie gemors? Is dit die rede hoekom tornado's dwars deur Amerika hardloop? Kentucky, Marion, Illinois. 190 myl per uur tornado's. Hoeveel kilometer per uur is dit? 190 myl per uur tornado's. Wat deur die VSA gaan. Gareth, wat sê jy? Hoekom is daar sulke vloede in New South Wales in Australië? Weet julle waar daai naam vandaan kom? Dit was Wallisers wat in daardie gedeelte van Australië gevestig het. Jare gelede, tronkvoëls. Dis waar daai naam vandaan kom, New South Wales. Vloede daarso. Selfs in Suid-Afrika, waar is dit Vishoek? Is dit Vishoek? Waar daar ook vloede is in Suid-Afrika, in Vishoek. Mense, ek het ook 'n ander vraag. Ek weet nie of julle al gesien het nie op BuzzNews en al hierdie ander groepe, is ou Rob Hershoff, hierdie semi-jood whatever hy is, besigheidsman, biljoenêr, wat die heeltyd teen die ANC praat. Hierdie ou praat mos die heeltyd teen die ANC. Het julle geweet dat hy was die ou wat vir Julius Malema aan sy handler, wat ek sy naam neergeskryf, ek ken sy naam eintlik uit my kop uit. Lord Renwick. Julle geweet, ou Rob Hershoff. Ek het die ding 'n bietjie stel. Rob Hershoff was die ou wat vir Julius Malema aan Lord Renwick voorgestel het. Stellenbosch Mafia is in beheer van Suid-Afrika. Die ANC is net die puppets. Dis hoekom Rob Hershoff en Johan Rupert in Amerika nou is. Dis hoekom. En die wit elite, soos Ernie Els en Retief Goosen, wat saam met hulle daar is maar net deel van die Stellenbosch Mafia. Dis al wie hulle is. Hulle is deel daarvan. Hulle is deel van hierdie gemors. En ons gaan mense, as ons nie vinger uit die gat uittrek nie, dan gaan Rusland, Putin vra die Russiese vroumense om meer kinders te kry. Hy sê Russiese vroumense is sterk, hulle kan 5 tot 8 kinders kry. Geen probleem nie. Hy sê hulle moet meer kinders kry. Rusland het 550.000 soldate verloor in die eerste jaar van die oorlog teen die Oekraïne. 550.000 soldate verloor in die eerste jaar. Hoeveel van ons ouens het gesterf op die Angola grens? 35. Wat sê dit vir jou? Ons kan beter oorlog maak. 550.000. Dis amper 'n syfer wat ou nie kan aan dink nie. So elke nou en dan noem ek iets. Weet julle wat, nee, die VSA is regtig, daar's dinge, man, ek weet nie hoe om hierdie, ek wens ek kan 2 en 2 bymekaar sit wat hierdie goed aanbetref. Maar ou Steve Bannon en Joe Rogan en, Steve Bannon is van die War Room. Hierdie ouens is besig om goeders uit te lek en uit te sniffel. Hulle sê dit is baie duidelik dat in 2020 die verkiesing van Donald Trump gesteel is. Vir die afgelope 4 jaar was Joe Biden glad nie die president van Amerika gewees nie. Hy is blykbaar al lank al dood. Ek het dit al genoem al. En nou ewe skielik het Biden aggressiewe kanker. En dit gaan maar net 'n manier wees om vir die Amerikaners te sê hy is nou dood. Wat se tipe brein moet hierdie goed uitdink? Estel, ek sien Estel het ook opgekom. En dit lyk soos ou Barry's. Bernardus, Semos, daar is hy, Bernardus. Bernardus is jou bynaam Barry's. Vra my net. As jy vra vir 'n vriend.
Wat 'n tipe brein moet 'n mens hê om hierdie goede te kan uitdink? Dat daar soveel gruwel en afskuwelike dinge gebeur in die wêreld. Ken julle vir Andrew Tate? Andrew Tate, as ek het gedog is dieselfde ou wat ek gesien het in movies, maar hierdie Andrew Tate, dit lyk vir my, dit kan dieselfde ou wees, ek is nie heeltemal seker nie. Maar hierdie ou en sy broer, of sy vriend, was nou vir 10 jaar in Roemenië gewees, waar hulle 'n absolute seksuele pedofiel, mense trafficking, jong meisies trafficking netwerk gehad het. En hoe hierdie ou Johan wat sê, en hoe hierdie ouens op internasionale televisie, hoe hulle op YouTube en video's, hoe hulle sê wat hulle doen. En nou word Andrew Tate van alle oorde af in Amerika af aangevat vir sy siekte. Die ou is 'n absolute sleg mens. Maar dis goed wat gebeur in Amerika. China beloof $500 miljoen aan die Wêreldgesondheidsorganisasie. $500 miljoen aan 'n gemorsorganisasie, wat vir jou gelieg het van die COVID-pandemie. Maar raai wat? Hulle raad het nou die pandemiese verdrag aanvaar. Die pandemiese verdrag wat hulle wil opdis vir elke liewe land in die wêreld. Hierdie mense, ou Johan, ek dink nie hulle is mense nie, man. Hulle is demonies gedrywe gespuis. Ek sê jou. Hulle moet wees. Hulle moet demoniese gedrewe gespuis wees. Om hierdie tipe goeders te kan doen. Om miljoene mense massamoord so te kan pleeg. Grap van die dag is 'n Meksikaanse vlootskip se maste tref die Brooklyn brug. 'n Meksikaanse vlootskip het probeer onder die Brooklyn brug vaar, toe sla dit 3 van sy maste af. Nou is daar chaos op die boot. Mense is beseer. En dit wys jou net dat Mexico moenie 'n vloot hê nie. Dis dieselfde soos die Suid-Afrikaanse vloot. Weet julle dat ons nie eens meer radar in Suid-Afrika het wat werk nie? Radar, gewone radar. Ons het nie eens radar, seker behalwe natuurlik by Oliver Tambo en so aan. Maar anders as dit, het ons nie radar wat werk, wat vir ons kan waarsku as daar vyandelike vliegtuie in ons lugruim inkom nie. Ons het nie. Is broken. There is nobody here to fix. Is broken nou, Rudy. Ons radar is broken. Broken. Alles is broken in Suid-Afrika. Alles is broken. Ek sien daar's nie baie mense wat na my video's kyk van 'n Christelike regering en Christelike konstitusie en hierdie goed. Ek dink nie die mense kan dit glo nie, dat daar so iets kan wees nie. Dat ons daadwerklike verandering kan bring in hierdie Suid-Afrika. In die meantime word nou Ernst Roets geondersteun. Hy het nou weer die patriotiese, whatever hy dit noem, nou verander na iets anders toe, 'n nuwe naam gegee, 'n nuwe launch, 'n nuwe video. Ek het nog nie daai video gekyk nie. Ek moet dit seker maar kyk. Ek moet hierdie ou onder oë kry, so gou so wat ons kan. So gou so wat ons kan. Wat het ek nog hierso vir julle? Duitsland. Kyk wat sê Rudy. Hier by my op Mariepskop radar al 7 jaar dood. So ek praat nie, ek sê goed uit my duim uit nie. Duitsland begin nou kinders arresteer. Wie aanvalle beplan op immigrante. Hulle hierdie kinders 15 jaar oud, 14 jaar oud, hulle beplan aanvalle op immigrante en op die regering, die gemorsregering, Hoedspruit lugmag. Het hulle ooit enige vliegtuie, Rudy? Is daar 'n helikopter daar rond? Wat het hulle?
Ek onthou toe Hoedspruit nog gefloreer het, man. Toe dinge daar gegons het. Nou is alles seker doodstil. Is dit nog 'n lugmagbasis? Wat gaan daar aan? Die laaste wat ek gehoor het ons nog een operasionele cheetah gehad. Maar die ding het gewerk net as gevolg van die ander spare parts wat hulle gekannibaliseer het van die ander vegvliegtuie af. En hier en daar 'n chopper. Ek wonder wat het ons nog oor? En die panser, weet ek, ons het 2 panserkarre oor en hulle staan in die pansermuseum. Gister en ek het bloed gesweet met daai karretjies. Bloed gesweet. Om op die Angola grens hierdie land te verdien. Te verdedig, nie te verdien, nie te verdedig. Wat nou absoluut verval het in sorry man, hierdie ding het nou probeer ek reconnect, ek weet nie of julle my kon sien nie. Rudy sê is nog aan die gang, so nou en dan is daar 'n vegvliegtuig wat hier oorgaan. Ek weet nie wat ons het nie. Ek dink ons het 1 of 2 tanks oor. Ek weet daar's 'n klompie ratels oor, want die ouens ry met die ratels, dan lyk dit asof daar, jy weet, die ratels is nie opgebom nie, hulle het ook nie wapens nie, maar dit lyk so impressive, as hulle ry met 20, 30 ratels deur 'n dorp. Maar dit beteken eintlik niks. Een ou kruip weg in die ratel. So, volgens ou Christo is daai vergadering 5:30 word uitgesaai op Fox News. Maar ons weet wie is saam met ou Ramaplakkertjie daarso. Dit is die Stellenbosch Mafia. Johan Rupert, Rob Hertzog, Retief Goosen, Annie Els, Steenhuisen. Rob Hertzog is nie deel van die groep nie, maar hy is daar. Wat soek hy daar? Vir wie wil hy impress? Interessante ander stukkie nuus wat ek hier neergeskryf het. Die FSA Senaat het vir Charles Kushner as die ambassadeur vir Frankryk aangestel. Jared se pa, Donald Trump se skoonseun is ou Jared Kushner. Sy pa, Charles Kushner, word aangestel as die ambassadeur vir Frankryk. Interessant. Dan het ek 'n ander berig hierso neergeskrywe. As ek 'n berig sien wat 'n aanslag is op die kerk, op ons Christendom, as ek so berig sien, dan plaas ek dit, of ek noem dit vir julle. Die kerk van Engeland het beleggings in wapens en in pornografie. Die kerk van Engeland. Weet julle nie, ek sal my kop op 'n blok sit. Maar ek kan vir julle sê met alle erns, kan ek vir julle sê dat indien ons dit reg kry en ons gaan, dan gaan Suid-Afrika die eerste werklike Christen regerende land wees. En wanneer ons daardie posisie bereik en ons kan, dan gaan ons daarom geheimenisse oopmaak wat skrik vir niks. Ek sê julle, ons gaan. Ons gaan uitvind, goed, soos byvoorbeeld, watter tonnels is in Suid-Afrika? Ek noem dit nou maar net. Wat se tonnels is in die berge in die Kaap? Wat se tonnels is onder Johannesburg? Wat se tonnels is daar? Wat se geheimenisse is daar? Ons gaan dit oopvlek. Soos wat jy sit met 'n stukkie biltong en dit om fyn kerf, so stukkie vir stukkie. Dan vat jy 'n happie hier en 'n happie daar. Ons gaan hom oopkerf. En as ek 'n eed kon sweer, sal ek 'n eed sweer wat ek sê, dat ek doen alles in my vermoë om hierdie ding te bewerkstellig. Om die federale alliansie 'n werklikheid te maak in Suid-Afrika.
Ek wag nou vir een van die Amapondo konings om na my toe terug te kom. Ou koning Pesake van die Mzizi familie het vir my laat weet hierdie ou wil weer gesels. So kom ons kyk maar wat daar gebeur. Kom ons kyk maar wat gebeur. In elk geval op 'n koue middag hier in Pretoria, dit is seker genoeg van koffie met brood. Julle het dinge om te doen, julle seker al op pad huis toe van julle werksplekke af. Of dit is baie stil by die werk dat julle nou op koffie met brood kan wees. Ja, van die twee. Of julle is soos ou Johan op pensioen. Pensioen is 'n woord wat ek nooit sal hoor ooit in my lewe nie. Nooit nie. Nooit nie. Die dag wat ek omval is die dag wat ek staan en omval. Nie die dag wat ek sit met 'n stokkie in die son op 'n stoepie iewers en vergaan nie. En net memories het nie. Daai dag sal nie met my gebeur nie. Ek sal so staan, dan sal ek omdop. Daar is nie van pensioen nie. Daai kite vlieg nie vir my nie. In elk geval, ons is wat? Vryburgers, man. Jy moet dit sommer daar intik. Jy moet sommer t-shirts begin dra wat sê vryburgers, né? Ou Lofty. Ou Lofty, jy is altyd laat toe. Jy nie horlosie nie. Ons is vryburgers. Vryburgers. En indien jy nie wedergebore is nie, vra my hoe. Is nie moeilik nie. Is nie moeilik om te erken wie Jesus is nie. En wat hy vir jou gedoen het nie, en dit wat hy vir jou wil doen nie. Dan is ons soewerein, man. Ons is soewereine mense gemaak op hierdie aarde. Ons is vryburgers op hierdie grond. Ons gaan nie toelaat dat die EFF net die grond so weggee so wat hulle lus kry nie. Nee. Die grond behoort aan almal, maar daar is 'n regte manier om dinge te doen. 'n Regte manier. Saam met God maak eendrag mag, daar is nooit 'n ander manier nie. Nee. Maak nie saak wat 'n aanslag jy in die wêreld kry nie. Staan saam met God. Alright? Die Vader, Seun, Heilige Gees. Daar is nie 'n ander ene nie. Daar is nie 'n Yahuwah nie. As jy in wit teologiese leer vasgevang is, nee, kom uit dit uit. Gaan kyk na my video's op YouTube en op Facebook. Kom uit dit uit. Dis alleen. Totaal en al verdraaiing van die skrif. Goed. Fantastiese middag vir julle verder, né? Geniet julle Woensdag.